Jesus sê in Matteus 5 vers 13, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dis niks meer werd nie. Dit word buitekant gegooi en die mense vertrap dit. Ek wil met jou vandag praat oor die tema waarlik sout. Jesus is duidelik oor die lot van sout wat nie regtig sout is nie. Dis niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Die Christene wat hulle roeping as sout vir die aarde nie vervul nie, het net een vooruitsig, om deur die wêreld en die duiwel vertrap te word. In hierdie opsig is daar nie plek vir 'n swakkeling, 'n jellyvis, 'n draadsitter nie. Jy's of sout wat die kwaad teestaan en oorwin, of die kwaad en die bose vertrap jou. Daar was seker nog nooit 'n tyd dat Christene in die kerk hierdie woorde van Jesus ernstiger moet opneem as juis vandag nie. Hier dink ek veral aan die westerse lande met hulle Christelike agtergrond en geskiedenis. Dis ongelukkig 'n hartseer werklikheid dat die kerk in die meeste van hierdie lande agteruit gaan. In Europa nog meer as in Amerika. En in Suid-Afrika is hierdie tendense ook aan die toeneem onder die meer westers georiënteerde deel van ons samelewing. Dit maak die uitdaging vir ons as kinders van die Here en ons verantwoordelikheid des te groter. Nee, dis nie nodig om te dweep nie. Ons moenie dweep nie. Dis nie nodig om te probeer voorgee wat jy nie is nie. Wat wel nodig is dat ware Christene die ware kleure van Christendom sal wys. Dat Bybelse lewenswaardes weer gepraat en uitgeleef en vir ons kinders geleer sal word. Dat elkeen wat sê dat hy aan die Here behoort, moet wegbreek van die ongeregtigheid. Dis wat in 2 Timoteus 2 vers 19 staan. Laat die sout in ons dae weer waarlik sout wees. Kan ek jou hiertoe oproep en saam met jou 'n gebed doen? Here, ek maak dit my gebed en begeerte. Laat my waarlik sout wees. Amen. Baie seën en sterkte. Volgende week begin ons met 'n nuwe tema.